Goeiedag en baie welkom by sessie 16 van module 2. In hierdie sessie gesels ons verder oor die vernuwing van ons verstand en hoekom dit so belangrik is. Verlede keer het ek daarop gewys dat 'n mens baie maklik kan begin aanneem en aanvaar dat my kultuur en my waardes is reg en ander kulture en hulle waardes is verkeerd. En glad nie daaroor dink wat kom werklik van God af en wat is dit wat hy van my vra nie. Een plek waar ek dit duidelik nou kon sien en kon ervaar was toe ek vir 8 jaar lank in Zambië gebly het, daar gewerk het in die Reformed Church in Zambië, en baie moes leer om aan te pas en te verstaan hoe hulle kultuur werk en wat belangrik is in hulle kultuur. En ook agtergekom het hoe maklik westerlinge kan hulle beoordeel vanuit ons kultuur. Nou byvoorbeeld een ding wat nou baie bekend is ook hier in Suid-Afrika, daar word baie gespot daaroor, is die sogenaamde African time, Afrika tyd. Dat ons byvoorbeeld 'n vergadering hou in die kerk daar, en dan is dit baie keer so dat van die mense wat by die vergadering is 'n halfuur of 'n uur laat opdaag, en dan sal westerlinge verskriklik ontsteld raak, want die tyd is so belangrik, en die tyd gaan verlore, en ons kan nou soveel werk alweer gedoen het, wat nou in hierdie tyd heeltemal net vermors is. Sien die tyd, die hou by die beginsels, die hou by jou program, sien ons as reg, en die optrede van die Afrika kultuur as verkeerd. Maar soos wat ek langer in die kultuur gebly het, het ek begin agterkom, dit gaan dikwels nie oor 'n onverskilligheid of die feit dat hulle nie dink aan die ander mense wat by die vergadering is nie. Dit gaan ook vir hulle oor respek vir mense. Want in hulle kultuur is dit so, as daar byvoorbeeld kort voor die tyd wat jy nou by 'n vergadering moet wees, daar onverwags gaste by die huis opdaag, dan moet jy eers aandag aan daardie gaste gee. Jy moet hulle eers verwelkom, jy moet hulle eers kos gee, jy moet eers seker maak dat hulle gemaklik is en tuis is, voordat jy kan weggaan. As jy dit nie sou doen nie, sou dit verskriklik verkeerd wees in hulle kultuur. Dit sou onbeskof wees, dit sou ondenkbaar wees. Daarom het dit baie dikwels gebeur dat as mense laat by 'n vergadering opdaag, dat hulle verskoning wat hulle vir die voorsitter gee, was net eenvoudig, gaste het opgedaag. En dan het almal verstaan, niemand het 'n probleem daarmee gehad nie. Nou jy sal nog altyd kan redeneer dat dit nie reg is nie, dat ons reg is, maar dit gaan nie daaroor nie. Dis nie daaroor dat die een reg en daai een verkeerd is nie. Dis verskillend. Dis verskillende waardes, dis verskillende kultuurgroepe. Die een is nie reg en verkeerd nie, dit verskil net. En op dieselfde manier as wat ons daai verskille kan erken en waardeer, is dit nou belangrik dat ons moet agterkom, maar wat is dan werklik die Bybelse manier? Wat is daar die belangrike ding om te doen volgens die Bybel? Wat is die Bybelse waardestelsel? En dat ons verstand in ooreenstemming daarmee deur die Gees van God vernuwe moet word. En dat ons moet meer insig kry. Wat is regtig op God se hart? Nou ek stel hier in die sessie voor, en dis iets wat iemand soos Dallas Willard ook byvoorbeeld baie sterk beklemtoon, is dat ons kan begin by die bergpredikasie. Lees die bergpredikasie. Dis nou Matteus 5, 6 en 7, waar Jesus met die mense gepraat het oor baie van die basiese beginsels van disippelskap. En ek stel voor dat jy dit sommer 2-3 keer miskien stadig deurlees, en merk daar, en kyk daar, wat sien jy? Wat was die waardes waarvolgens Jesus geleef het? Wat was vir hom belangrik? En hoekom was dit vir hom belangrik? Dink bietjie daaroor. En kies daar uit die waardes wat jy graag ook vir jouself sou wil aanvaar as waardes waarvolgens jy wil leef. Ek wil sommer nou hier net een uitlig wat baie algemeen is en wat vir my baie belangrik is. En dis daar die hele beginsel wat Jesus van praat van, as iemand jou op die een wang slaan, draai die ander wang. As iemand van jou vra om 1 myl saam te loop, loop 2 myl saam. Nou, dit is glad nie in lyn met die westerse waardestelsel nie. Ons leer ons kinders om op te staan vir hulle self, om hulle self te handhaaf. Maar dink bietjie daaroor, hoekom sou Jesus dit gesê het? En kyk, ons hele westerse samelewing het daai waardes al totaal en al by die deur uitgegooi. Dit is waarom ons nog oorloë het.
Ek wil so ver gaan om te sê, die Christene het volgens daai waardestelsel wel geleef. Hulle het dit ernstig opgeneem in die eerste 3 eeue van die kerk se geskiedenis. En dis ook die tyd waarin die Christendom die vinnigste gegroei het. Maar nie net hierdie een nie, dit was al die waardes daai tyd, het die Christene verstaan dat hulle nie vir hulle self leef nie, dat hulle verteenwoordigers van God is, dat hulle hier is om God se naam groot te maak en nie hulle eie nie. En daarom kon hulle hierdie goed ernstig opneem. Hulle het gesterf aan die ego, aan die self, en geleer om die vyande lief te hê, om hulle swaarde terug te sit, om nie oorlog te maak nie, om vredemakers te wees. En dit het so aangegaan tot in die 4de eeu, waar die keiser gesien het, maar hierdie Christendom groei nou geweldig vinnig, en dit sal vir hom goed wees as hy hulle guns kan wen, en daarom het hy die vervolging van Christene stopgesit, en later is die kerk selfs tot staatskerk verklaar. En toe wat eintlik gebeur het, is dat die staat die kerk gekaap het. So van daardie tyd af het dit gereeld gebeur, dat die staat die kerk betrek het om die staat se agenda te dryf. En daarom ook gemiddeltyd om geweld te regverdig. Om allerlei projekte van die staat wat onbybels is, heeltemal onbybels is die kerk net gebruik om dit te regverdig, of 'n Bybelse regverdiging daarvoor te probeer gee. Ek glo absoluut dit is hoekom daar so baie waardes van die wêreld mettertyd algemeen geraak het in die kerk, wat later gesien is as maar dis tog 'n gesonde verstand ding om te doen. Want dit het so vermeng geraak, die staat en die kerk, dat daar nie meer altyd, die kerk nie altyd die moed gehad het om op te staan en vir die staat te sê, nee, dit wat nou hier gebeur is nie reg nie. So in die vernuwing van jou denke is dit geweldig belangrik om net eers bewus te word van die invloed wat jou kultuur en jou omgewing op jou denke het. En om te leer om nie sommer maar net te aanvaar dat dit wat jy sien as die regte ding om te doen, wel die regte ding is nie. Elkeen van ons moet leer om te onderskei wat is werklik die waardes van die woord en van God. En om daarvolgens na alles te kyk, alles in ons lewens en rondom ons. Net om jou te help daarmee, noem ek hier in die boekie verskillende maniere, verskillende denkwyses, wat nog tipies is van die samelewing waarin ons is, wat eintlik dui op 'n verduisterde verstand, wat ons maklik aanvaar as reg, omdat almal so maak. En dan, hoe sou dit lyk as jou verstand vernuwe is? Watter Bybelse beginsels kom dan ter sprake? So ek noem 'n paar voorbeelde daarvan. Jy kan self bysit en byvoeg. Jy sal self weet watter areas van jou lewe dit nodig is om weer te besoek en weer te dink daaroor. Laat ek regtig hier vir God toe om vir my die pad te wys? Of gebruik ek nou maar my samelewing se norme en se waardes en my gesonde verstand as 'n verskoning vir my ego om voor te skryf wat ek moet doen? Wat ook hier belangrik is dat ons moet verstaan dat dit tyd vat vir ons verstand om vernuwe te word. Dit gaan nie daaroor dat ons nou maar net die bergpredikasie lees en weer daaroor dink en nou alles sommer dadelik gaan snap en anders gaan begin dink of optree nie. Dit gaan daaroor dat ons moet leer wag op die Here, wag op insig, wag dat die Gees ook ons verstand vernuwe. En dis iets daarvan wat hierdie prentjie wat ek saam met hierdie video opsit as 'n ikoon, wil vir ons sê, dat terwyl ek met die woord besig is die Gees van God ook besig om my verstand te verlig. Ons bely as gelowiges dat die Heilige Gees nie net die woord inspireer het met die skryf daarvan nie, maar dat hy ook ons verstand verlig met die lees daarvan. En daarom is dit so belangrik om te wag op hom, te hoor wat hy met ons wil deel, en te wag vir daardie insig, daardie dieper insig, dieper verstaan, voordat ons aanvaar dit wat ek nou hier lees, en my insiening van wat ek hier lees, en my verstaan daarvan is reg. Dis so 'n belangrike deel, so leer dit, oefen dit, om te wag, te luister. En dan as jy dit in jou joernaal skryf, te skryf nadat jy voldoende gewag het vir daardie insig wat die Gees gee. Dis al 'n manier waarop jou verstand regtig vernuwe kan word. Baie dankie dan dat jy weer saam geluister het.